Hallo daar en baie welkom. Weet jy, ons sien dit elke dag, daai blink, sterk goed wat letterlik ons wêreld in mekaar hou. Maar het jy al ooit regtig gedink oor wat metaal so spesiaal maak? Wel, vandag gaan ons bietjie dieper krap en die verrassende superkragte van metale ontdek. Kom ons begin met 'n vraag. Dink gou hieroor. Hoekom is jou kookpot van metaal, maar daai handvatsel is van plastiek? Dit klink na 'n simpel vraag, né? Maar glo my, die antwoord gaan vir ons 'n hele wêreld van ongelooflike wetenskap oopmaak. So, kom ons kyk of ons hierdie raaisel kan oplos. Okay, so om by die antwoord uit te kom, moet ons eers verstaan wat metale maak. Wat is hulle unieke eienskappe? Ek hou daarvan om dit alles superkragte te noem, want dis presies wat hulle is. Dis hierdie kragte wat hulle so ongelooflik nuttig maak in ons alledaagse lewens. Reg, eerste superkrag op die lys, dis daai onmiskenbare glans. Jy weet presies waarvan ek praat. Daai blink wat jou oog vang as die son dit tref. En die wetenskap het dit 'n fancy naam. Luister. Maar hoekom is hulle so blink? Wel, dis eintlik 'n baie cool storie. Stel jy voor die oppervlak van 'n stuk metaal is soos 'n see vol klein vrye elektrone wat net ronddans. As die lig daardie oppervlak tref, vang hierdie elektrone die lig en gooi dit dadelik terug, soos 'n klomp klein speeltjies. En dis waar daai pragtige, kenmerkende glans vandaan kom. Goed, so hulle is blink, maar dis net die begin. Metalle is nie net daar om mooi te lyk nie, glad nie. Hulle is ook ongelooflik buigsaam. En dit bring ons by die volgende superkrag: smeebaarheid. 'n Mondvol, ek weet. Maar dis 'n eienskap wat vir ewe lank al die basis van vakmanskap is. Wat dit beteken, is dat jy stuk metaal kan vat, dit met 'n hamer kan slaan en dit sal plat word, soos in 'n dun velletjie. Jy kan dit buig en vorm. Probeer dit nou met 'n rots of 'n stuk glas. Wat gebeur? Dit spat in 1000 stukkies. En daar lê die towerkrag van smeebaarheid. Nou, hierdie hele idee van vormbaarheid het 'n neefie, kan ons sê, en sy naam is rekbaarheid. Dis amper dieselfde idee. As jy metaal in velle kan platslaan, is daar nog iets ongeloofliks wat jy daarmee kan doen. Jy kan dit trek. Jy kan dit in 'n lang, dun draad uittrek. En dink net daaraan, koperdraad. Elke enkele elektriese kabel wat jy al ooit gesien het, daar een superkrag, rekbaarheid, is letterlik die rede hoekom ons ligte kan aanskakel, ons fone kan laai, hoekom ons hele moderne wêreld werk. Okay, so ons het nou die drade. Maar hoekom werk hulle? Wat maak hulle so goed daarmee om elektrisiteit van een punt na 'n ander te kry? Wel, dit bring ons by die groot een, die laaste en seker die bekendste superkrag van almal, geleidingsvermoë. En hier is waar alles bymekaar kom. Onthou jy ons vraag in die begin oor die kookpot? Wel, hier is jou antwoord: geleidingsvermoë. Die pot self is metaal, want dit gelei hitte uitstekend. Dis presies wat jy wil hê om jou kos gaar te maak. Maar die handvatsel, dis plastiek, 'n verskriklike geleier. En dis hoekom jy dit kan vasvat sonder om jou hand te verbrand. Sien? Raaisel opgelos. Maar wag, net wanneer jy dink jy het metale nou heeltemal onder die knie, gooi die wetenskap vir ons 'n curveball. Want hier's die ding, nie alle metale is dieselfde nie, glad nie. Die wêreld van metale is eintlik ongelooflik divers. En ek praat nie van klein verskilletjies nie, ek praat van uiterstes. Aan die een kant van die spektrum het jy iets soos kalium. Gooi dit in water en boem, dit slaan aan die brand. Dis hoogs reaktief. Maar aan die heel ander kant, daar kry jy goud. Kalm, stabiel, so stabiel dat 'n goue muntstuk duisende jare kan lê sonder om eers te verkleur. So, jy het hierdie wilde, reaktiewe metale en hierdie superstabiele metale. En iewers in die geskiedenis het iemand 'n briljante vraag gevra. Wag 'n bietjie. Wat as ons hulle kan kombineer? Wat as ons hulle kragte kan meng om presies te skep wat ons nodig het? En dis presies wat ons gedoen het. Ons noem hierdie mengsels legerings. Dink daaraan, jy vat yster, wat sterk is maar kan roes, meng 'n bietjie koolstof by en skielik het jy staal, ongelooflik baie sterker. Of vat koper en meng dit met tin en jy kry brons. Ons speel eintlik soos algemiste. Ons neem die beste dele van verskillende metale en bou vir ons 'n splinternuwe supermateriaal. Maar, soos enige goeie superheld, het baie van ons sterkste metale 'n swakpunt, 'n kriptoniet, as jy wil. En daardie swakheid se naam is korrosie. Dis basies 'n chemiese aanval. Dis wat gebeur as metaal met die suurstof in die lug begin reageer. Vir yster ken ons dit almal as roes. En roes is 'n nare ding. Dis nie soos 'n skil wat die metaal beskerm nie. Nee. Sodra yster aan suurstof en water blootgestel word, vorm daai rooierige laag. Maar dan,
dan skil dit af, dit val weg. En wat gebeur dan? Dit stel 'n vars laag metaal bloot wat dan ook begin roes. Dis 'n bose kringloop wat aanhou en aanhou totdat die metaal letterlik voor jou oë weggevret is. Maar ons is slim. Ons het maniere gekry om terug te veg. Ons kan die metaal verf of dit met 'n ander metaal soos sink bedek, 'n proses wat ons galvanisering noem. Wat ons eintlik doen is, ons bou 'n muur. Ons skep 'n skild wat die suurstof en water uithou en die metaal daaronder veilig hou. Goed, vir ons laaste deel gaan ons kyk na iets heeltemal anders. Iets pragtig. Een van die mees spektakulêre en verrassende maniere waarop ons die chemie van metale gebruik. Ons praat van vuurwerke. En het jy geweet hoe warm 'n vuurwerk word? Oor die 2700 grade Celsius. Dis amper dubbel so warm soos gesmelte lava. En by daardie maltemperature begin metale soos magnesium en aluminium so helder gloei. Dis waar daardie skitterwit vonke vandaan kom. Die proses word incandescensie genoem. Eenvoudig gestel, jy maak iets so warm dat dit lig afgee. Okay, so dis die wit lig. Maar die kleure dan? Dis 'n ander stukkie towerkuns genaamd luminessensie. Dink so daaraan. Die hitte maak die elektrone in die metaalatome super opgewonde. Hulle spring letterlik op en af. En elke keer as 'n elektroon terugval na sy normale plekkie, stel dit 'n klein flitsie energie vry. En daai energie sien ons as kleur. En hier's die beste deel. Elke metaal het sy eie unieke kleur. Dis soos 'n resep. Wil jy blou hê, gooi koper by. Groen, dis barium. Rooi, gebruik kalsium. Pers, kalium. Dis 'n vuurwerkmaker se kleurpalet en is alles te danke aan die unieke chemie van elke metaal. So die volgende keer as jy jou oë op 'n blink oppervlak lê, of 'n elektriese koord inprop, of opkyk na 'n kleurvolle vuurwerkvertoning, dan weet jy ken die geheime wetenskap wat dit alles laat gebeur. En dit laat jou nog wonder, né? Watter ander alledaagse towerkuns rig onder ons neuse word deur die superkragte van metale aangedryf?